Hartlik welkom by Agri Monitor. Vandag is 'n lieflike dag. Ons het nuus gekry van daar in die suide, van daai droë dele wat lekker reën gehad het. Khois, Arawap, Gogas. So dis baie goeie nuus. Selfs hier in die middestad was daar so misreën oornag. Vandag is ons ateljeegas Richard Fryer. Hy is die hoofnatuurbewaarder by die Ministerie van die Omgewing, Bosbou en Toerisme. Hy verwelkom al die biltongjagters en die vleisjagters en hy gee presies al die reëls en die regulasies wat met die jagseisoen verband hou. Ons kyk ook na 'n video van AgriBank, is 'n lekker opvoedkundige video. Ons speel uit daarmee. Vandag in Agri Monitor in die nuus is baie goeie nuus. Agri Monitor gaan opruk Nampo toe. Ons gaan al die pad Botawil toe, daar in die Vrystaat. Dit gaan omtrent 'n belewenis wees. In 2000 was daar 50.400 besoekers. Verlede jaar was daar 86.600 besoekers. Agri Monitor, Synergy en Enjoy. Ons is 4 van die span. Ons gaan afry via Arnhamsvlei. Ons gaan so 'n paar megaplase daar besoek in die Noord-Kaap en 13 tot 16 Mei is ons daar by Nampo Park by Botawil. Ons gaan vir julle al die nuus bring, al die nuutste produkte, al die nuwe verwikkelinge. Alles wat julle wil weet oor mega boerdery. Ons gaan vir julle al die nuus. Julle gaan alles van Nampo af weet. Ons gaan met die Namibiërs daar ontmoet wat dit ook gaan besoek. Onthou, daar is 'n aanloopbaan, daar is selfs helikopters kan daar land. Dit is 'n groot bedryf. Ons sê baie dankie aan ons borge, Pukowitz Toyota en Agra wat ons gaan vergesel op hierdie reis. Ook in die nuus vandag is die uitvoer van vleisprodukte vir persoonlike gebruik na Suid-Afrika en Botswana. So dit geld natuurlik vir die jagters wat ook hier gaan jag. Moenie Agri Monitor misloop nie, elke Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag in Market Watch. Hartlike welkom aan Richard Fryer. Hy is die hoofnatuurbewaarder by die Ministerie van die Omgewing, Bosbou en Toerisme. Baie welkom Richard. Dankie Franswies en dag sê en baie dankie vir die uitnodiging. Uiteindelik kry ek vir hom hier in Agri Monitor. Dit is omtrent hoogtyd. Ons gaan gesels oor die jagseisoen. Ek het gehoor jy gaan daai lapa vol biltong hang, so ek sien baie uit daarna dat ek 'n nala bietjie biltong kan kry. Maar ek dink die Suid-Afrikaners is baie meer opgewonde om ons lekker biltong en wild te kom jag hierso, want dit is altyd 'n groot avontuur vir hulle om hier te kom jag. So Richard, heel eerste, wanneer is die jagdatums? Wanneer mag hulle kom? Okay, Franswies, so die Ministerie van Omgewing, Bosbou en Toerisme het goedkeuring gekry by die kabinet om die jagseisoen aan te kondig vir die jag van jagbare spesies, wildspesies en jagbare voëls. Die jagseisoen stel in staat vir lede van die publiek om sekere spesies te jag op uitnodiging. Dis baie belangrik, op uitnodiging van die plaaseienaar of die huurder van die plaas. Ja.
Die datums, die een datum is 1 Mei, die ander datum is 1 Junie. Geef ons daai onderskeid. Korrek, ja. So die eerste datum is die van 1 Mei 2025 tot die 31ste Augustus 2025. En dit is vir die jag van jagbare spesies kan in daardie periode gejag word. In die geval van kommersiële plase wat nie minder as 1000 hektaar is nie en wat met 'n geregistreerde wildwerende heining omheind is. So dis die groot verskil. 1 Junie dan is 'n gewone veeheining. Ja, so die volgende datum is dan ook die jag van jagbare wildspesies. Van die datum 1 Junie 2025 tot 31 Julie 2025 en is ook in die geval van plase wat nie minder as 1000 hektaar is nie, maar wat met 'n voldoende draad omheind is. Soos 'n gewone veeheining. So dit is 'n gewone kommersiële plaas. Ja. Korrek. Daar is baie beperkings en daar is redes daarvoor. Kan jy vir ons sê wat is die jagbeperkings? Okay, so daar is voorgeskrewe beperkings. Veral met die hoeveelheid van jagbare spesies wat deur een persoon gejag mag word. So net 'n opsomming om dit te gee is 'n totaal van 3 groot wildspesies of 'n totaal van 2 groot wildspesies of 4 klein wildspesies of 'n totaal van 1 groot wildspesie en 8 klein wildspesies en die laaste ene is dan of dis 'n getal van 12 klein wildspesies wat op een slag deur een persoon gejag mag word. Ons moet ook nou nie die wild uitroei nie. Dis nie wat ons wil hê nie. So dit is waarom daar beperkings is. Ja, daar is die beperkings. Kom ons sê net gou-gou wat is daai spesies? Die groot wild is dan nou gemsbok en kudu? Ja, so jou groot wild, as ons praat van groot wild in die ordonnansie, dan verwys dit na kudu en gemsbok. Ja. En dan jou klein wild is jou springbok en jou vlakvark. Jou vlakvark, ja. En dis al wat gejag mag word. En dan is daar sekere voëlspesies, maar dis nou ja, ons kan later bietjie deur die voëlspesies gaan, maar dit is ook baie belangrik om te hou dat as dit kom by kudu, daar mag net 1 kudu per persoon gejag word en dit gaan maar oor die feit dat die kudu getalle nog nie nog nie ten volle opgetel na ons dolheid nie. So correct, ons moet mooi kyk na ons kudus en dan mens moet ek nou nie gaan vir die met die grootste horing nie. Dit is nie trofeejag nie. Ons probeer ons kuddes weer opbou. Dis baie belangrik. Ons moet weer ons kuddes opbou. 'n ander ding wat baie belangrik is die vuurwapens. Ons moet vir ons vir al ons Suid-Afrikaners wat nou hierheen reis, dit is 'n gesukkel op die lughawe reeds omdat daar nou visumvereistes in plek is vir buitelandse toeriste, nou wel nie vir Suid-Afrikaners nie, so dit vat lank om deur te kom en nou kom jy nog met 'n vuurwapen. So ons moet vir die mense, vir die jagters sê, wat presies is nodig vir die vuurwapens? Wat is daai reëls en regulasies daar? Ja. Okay, so is baie belangrik en dit is nou veral vir die mense van Suid-Afrika wat van Suid-Afrika aankom en Botswana ook. Ons kry ook jagters, biltongjagters daarvan af. Is net baie belangrik om te onthou dat jy mag nie outomatiese of semi-outomatiese gewere inbring nie en jy mag ook geen handwapens inbring nie. Dit is maar net die ordonnansie ons laat, dit is net gewone jaggewere wat toegelaat kan word, maar nie outomaties semi-outomatiese wapens en handwapens. Jy wil nie 'n slagting hê nie en jy gaan nie 'n kudu met 'n 9 mm skiet nie. So correct, dit is nou maar. Dit is maar net daai goed is. Daar kan wel, soos ek vroeër gesê het, daar kan wel jaggewere en haalgewere inkom.
jou jaggewere obviously dit is maar vir jou normale wildspesies soos jou gemsbok, jou kudu, springbok en vakvark. En dan jou jaggewere is vir jou jagbare voëls. En jy moet sorg dat jou vuurwapenlisensies geldig is. Korrek, ja, daai is baie belangrik. Ja, dat jou jy goed kan is nou dan nie inkom sonder 'n vuurwapenlisensie nie. Ja, dit is en baie maak seker dat daai reg is. Ja. Hoe werk die permit aansoeke? Dit is ook baie belangrik. Jy moet vooraf aansoek doen. Hoe werk die permit aansoeke? Fransies, voor ons daar kom, ek wil net want baie keer is daar moeilikheid, kom daar iemand sal by 'n grenspos kom met 'n jaggeweer, met die regte jaggewere en hy sal dan moeilikheid baie keer kry by die grensposse. En om so iets te verhoed, is dit baie belangrik dat die plaaseienaar waar die jag gaan plaasvind of die huurder van die plaas. Hulle moet net seker maak dat daai uitnodiging vir die jag na daai persoon wat deurkom deur die grens kom met die gewere, dat daai uitnodiging dit moet vergesel wees saam met jou en jou geweer en alles wat jy saambring. Ons gaan nou by daai aansoeke wat die eienaar, wat die grondeienaar of die huurder moet doen. Ons gaan nou daarby kom. Hoe werk 'n permit aansoek? Okay, so 'n permit aansoek, die permit kan net aan die plaaseienaar of aan die huurder uitgereik word. En die permitfooie is $100 Namibiese. Dis eintlik baie spotgoedkoop. Ja, nee, dit is dit so goedkoop? Kan ons nie meer geld daaruit maak? Nee, dit is maar wat die prys is en ons kan seker nou nie daar verander nie. En jy het dit vroeër ook genoem, toe ons begin het hierso het jy gepraat van die trofees. Is ook baie belangrik om te hou dat hierdie is jagbare wild. So dit is vir nie vleis. Trofeejag nie. Dit is nie trofeejag nie. Dis vir vleis, vir biltong. En dis en droewors en salami of wat ook al, maar dit is nie trofeejag hierdie. Ja, so die persone wat inkom om te kan nie die trofees uitvat nie. So dit is baie belangrik om dit te hou. En soos ek vroeër gesê het, die permit word aan die plaaseienaar en nie die jagter uitgereik word nie. Of aan die plaaseienaar of die huurder. Of die huurder, ja. En daai permit word uitgereik, daar moet 'n uitnodiging eers gepaard gaan met hierdie permit. So jy gaan nie oor die grens kom met jou geweer en sê jy kom jag hier en ek wil biltong en droewors en lekker wildstyks uitvat nie, daai permit moet dit vergesel. Ja, daai uitnodiging aan die grondeienaar of die huurder. Ja. Die terugrapportering, hoe werk dit? Ja, ek dink daai is ook baie belangrik dat mense nou nie in die moeilikheid kom nie, en so aan nie. So die permit, as hy uitgereik word, is dit gewoonlik uit 'n blou 'n wit voorkant en dan het hy 'n blou 'n kopie aangeheg ook aan hierdie permit. En die wit kopie is baie belangrik dat hierdie wit kopie moet altyd by die jagter bly. Okay. Dit is baie noodsaaklik dat dit by die jag bly, want hierdie permit, daai wit kopie is ook 'n transportpermit vir die vleis. Want hulle moet dit uitvat. So as hulle by die grens kom en jy het nie jou wit kopie nie, sorry, dan word daai vleis gekonfiskeer op die grens en dan moet jy nou maar sonder jou biltong en jou lekker springbok skenkels of wat ook al, kan jy dan nie uitgaan nie, so dit is baie belangrik dat daai wit kopie altyd saam met die by jou wees. By die jagter wees, ja. Anders word jy nog aangekla vir onwettige jag ook. Korrek, jou wit kopie is baie belangrik. Richard, hoe doen jy aansoek die grondeienaar of die huurder? Hy weet, hulle moet teen hierdie tyd weet wat om te doen, maar kom ons mens moet altyd maar goed herhaal, anders Ja nee, ek sal nou daarby kom. Ek wil net praat van so ons het nou gepraat van die wit kopie wat altyd saam met die jagter, die blou kopie is baie belangrik. Hy moet ingevul word. Sodra daar 'n dier geskiet is, moet hy ingevul word. En dit is waar die mense gewoonlik 'n fout maak. Hulle vul nie hierdie goeders in nie en dan kom hulle by 'n padblokkade of wat ook al en dan is die
die gordgaar. Dan gaan jou biltong. Dan gaan jou Dan biltong. gaan jou biltong. Ja, en hierdie dit is ook belangrik dat die plaaseienaar of die huurder moet dan as hierdie diere ingevul is op die blou kopie dat dit teruggehandig word aan die kantoor waar dit uitgeneem is. Okay, so dit is by die permitkantoor. By die permitkantoor. So die blou kopie word deur die grondeienaar of huurder aan die permitkantoor gegee en die wit kopie bly saam met die jagter. Korrek, En vat hom saam grens toe, anders ja. is daar perde. Okay, hoe doen jy aansoek? Die grondeienaar of die huurder? Hoe doen jy aansoek? Dit begin by die uitnodiging eerste. Die naam en adres van die plaaseienaar of die huurder. Die naam van die jagter moet op hierdie uitnodiging ook reg gespel asseblief volgens die paspoort. Korrek, neem ek aan. Die naam, die nommer en die distrik van die plaas waar die spesies gejag gaan word, die tipe omheining wat op die plaas is en of dit geregistreer is of nie, die totale getal van diere wat geskiet gaan word, wat hierdie jagter uitgenooi is om te kom jag. Ja, so hy moet sê 1 kudu, Ja. of hy moet sê 1 gemsbok, 2 springbokke of so. Dit Correct, moet, ja. maar sê nou maar jy kry dit nie. Sê nou ek kry nou nie my 2 springbokke. Nee, dis nie 'n probleem nie. Daai is nie as jy nou nie jou Ja. springbokke kry nie, dan is dit maar so, maar Ja. solank jy net nie oor daai getal Jy moet net nie gaan oor jou oor die getal gaan ja. nie, ja. Goed. Ja. En dan tweede laaste is die periode wanneer die jag sal plaasvind en ook wanneer die vleis getransport vervoer gaan word, ja. Ja. En dan laastens is die handtekening van die plaaseienaar of die huurder van die plaas, Ja. die huurder van die plaas, ja. So daai goed moet in plek wees. Anders is dit Ja, dit is alles wat moet verskyn op die uitnodiging. Ja. En dan daarvolgens word die permit nou uitgereik en aan die plaaseienaar gegee of die huurder. Ja, so dit is omtrent dit is in 'n netedop wat die permitte aansoeke alles behels. Okay, die kantore, waar is die permitkantore? Ons het mos nou 'n groot land en jy moet by 'n seker volgens jou streek by die permitkantoor aansoek doen. Waar is watter streek is dit? Korrek, ja. So dit is eintlik baie makliker om net jy hoef nou nie as jy in die suide boer nou al die pad Windhoek toe te ry nie. Ja. Daar is kantore. So ek sal net so vinnig deurgaan met die kantore. Daar is 'n kantoor in Windhoek, ons permitkantoor in Windhoek waar 'n aansoek gedoen kan word. Dan is dit het ons ook kantore in Keetmanshoop, Karasburg, Aus, Rospina, Oranjemund en Loederitz. Daarso So kan die dis in die mense suide? Ja, dis in die suide. Dan as ons praat van dan Mariental, Rebot, Gubabis, Otjiwarongo, Uchu, Grootfontein, Swakopmund en Walvisbaai. Dit is al die plekke waar dit is omtrent die meeste waar die meeste jagbare. So ek moet sê die land is omtrent dit behels die grootste dele van ons land. So as jy nou by Okahania boer, moet jy Otjiwarongo aansoek doen. Of jy kan Windhoek toe kom. Of jy kan Windhoek toe, want dit sal baie beter. Dit sal nou nader wees. Witvlei, dan gaan jy Gubabis toe en die suide is redelik gedek want dis waar jou springbok gedek en die noorde. Waar jou springbok en die noorde is gedek. So, ons verwelkom ons jagters. Hulle is baie welkom om lekker te kom jag van Botswana of Suid-Afrika. Ek sal ook in die nuus sal ek bespreek die uitvoer van die vleisprodukte want daar is ook nou weer aparte regulasies aan betrokke. Ja, maar baie belangrik, vat jou wit kopie saam. Hou jou wit kopie die hele tyd by jou en jy sal dan nie probleme hê nie. En die plaashuurder of die grondeienaar, baie belangrik is dat daai persoon moet basies dinge reg doen vooraf. Korrek. Hy moet die uitnodiging uitstuur, hy moet sorg dat die regte hoeveelheid
jagbare wild daarop is. Korrek, ja. En anders gaan daar probleme wees. Ook ja, nee, dit is omtrent ja. Dan behoort daar nou nie probleme te wees nie. Ek wil ook net dit bylas as ek het iets van veeartseny gekry wat die transport van die vleis alles behels. Ja. En ons kan ons welkom om dit te deel met die mense wat belangstel daarin en ons kan net daai vereisters al daai goedjies wat veeartseny verlang. Ja, want ek moet sê veeartseny het nou weer 'n ander ding van rou vleis en biltong en dan varkvleis en want dit is maar om back and closeer te voorkom. So ja, dit is nou weer 'n heeltemal ander storie. Dit is vandag in AgriMonitor in Market Watch. Richard, maar ek hoor jy's so goeie skit. Ja, wat ons. Ek wil net sê ek is ook 'n baie goeie skit, maar ek dink ons moet bietjie eendag op die skietbaan gaan kyk wie van ons is die beste skits. Maar ek hoop jy jag lekker en kry 'n springbokkie of 'n lekker gemsbok dat die biltong kan kom en dat daar wildsvleis vir die potjie is en ek wens al ons jagters uit die buurlande uit om in Namibië te kom jag. Dit is altyd verskriklik lekker om hier te jag en by ons boere hier op die plase te kom kuier. Hulle gaan vir julle groot bederf en ja, onthou net asseblief, sorg net dat die permitte en die wit kopie by jou is. Richard, ek sê vir jou baie dankie dat jy kom kuier hier en ek hoop jy kom eendag weer kuier hier in AgriMonitor met die volgende jagseisoen. Dis 'n groot plesier, Fransies, baie dankie. Baie dankie. Good day, farmers. My name is Erastus Garuka. I'm the Technical Advisor for Livestock and Rangeland Management in Agribank Advisory Services. So today we are going to discuss about plant succession. So we are going to talk about the stages under which grasses grow. So we are focusing on the grasses. So they have different succession stages, and we have three main ones, which is the pioneer stage, the subclimax stage, and then the climax stage. So under all these three stages, you would find different grass species. So probably meaning certain grasses prefer specific growing conditions for them to establish well and maybe distribute themselves. So where we are standing here, we have a couple of grass species. We have Eragrossus porosa, you can see Porgonathria flecky, you can see Chlorus virgata scattered all over, and some Aristida congesta and so forth. And again, here, this big one that you see here, it's Stipagrossus uniplomis. So this is a perennial grass, but the others that I've mentioned, the Eragrossus porosa, Chlorus virgata, Aristida congesta, those are annual grasses. So the annual grasses that I've mentioned, they will fall under the pioneer stage, okay? Whereas this perennial grass, Stipagrossus uniplumis, falls under the subclimax stage, or it's referred to as a subclimax grass.
The others are referred to as the annuals that I have mentioned and annual or pioneer stage grasses. So there's the other stage, which is the climax stage. That's where you find most of the preferred grasses, most of the valuable, highly valuable grasses like the Cenchrus ciliaris, Antephora pubescens, Schmidtia papaphorates and others, Brachyaria nicorpedata and so forth. So the climax stage is where you would find most of the good or the best grasses that you will find in terms of grazing values. So now, how do the grasses behave, or how do they come about establishing themselves under these succession stages? So if you have your areas disturbed, like your grazing areas are heavily grazed, or there's a lot of movement on that area, so there's a lot of trembling, there's a lot of grazing happening, a lot of disturbance. So probably meaning that soil is being disturbed such that it's also losing its value in terms of able to grow plants, for example. So, but that can be like, for example, there will be soil erosion, or there can be surface capping, where the soil is now becoming so hard that maybe some seeds will not be able to penetrate and grow, or there will be so much erosion to the extent that maybe the organic matter is washed away, or the fertile topsoil is washed away. And then how will these grasses now behave in terms of growing in such conditions? The pioneer stage grasses, they don't even require a lot of investment in terms of soil nutrients, in terms of soil moisture, in terms of sunlight, for example. So they prefer disturbed conditions, or they take over areas that are disturbed. So the examples that I've mentioned again, like the Eragrostis porosa, Aristata congesta, and others, Chlorus virgata, they would prefer, or you would find them in those disturbed areas. So that is now the pioneer stage. If you find most of those grasses in a specific area, then it means that area is under the pioneer stage. So jagters, onthou die jagseisoen begin onderskeidelik op 1 Mei en 1 Junie. Julle is baie welkom by ons. Geniet die jag, geniet die gasvryheid van Namibiërs en bly veilig.